ellende, nood, angste, geestelik en liggaamlik. As ons nêrens hulp en troos kan vind nie, dan hou ons vas aan u woord van genade. Daar alleen en nêrens anders nie, vind ons egte troos en verkwikking. Amen. Geliefdes, genade vir julle in vrede van God ons Vader, wat ons uit die duisternis na die lig roep. En van Jesus Christus, saam met wie ons uit die dood opgewek is. En van die Heilige Gees, deur wie ons nuut gemaak word. Kom ons lees die eerste 10 verse van 1 Tessalonisense hoofstuk 4. Tessalonisense. Ek bid vir ons. Here, baie dankie dat ons op hierdie koelerige wintersaand hier by mekaar kan wees. Dat dit stil is. Dat ons vrede het. Dat ons onbevange, onbevrees na u woord kan luister. Ons bid, Here, dat u woord ingang sal vind, sodat dit ons lewens sal rig. Om Jesus ontwil. Amen. Paulus skryf hier 'n brief, en hy sê in hoofstuk 4 van die eerste brief, en nou het ons nog iets anders om van julle te vra, broers. Julle het van ons geleer hoe God wil hê julle moet lewe. Julle doen dit ook, maar in die naam van die Here versoek ons julle dringend, lê julle nog meer daarop toe. Julle ken die voorskrifte wat ons op gesag van die Here Jesus aan julle oorgedra het. Dis die wil van God dat julle heilig moet lewe. Weerhou julle van onsedelikheid. Elkeen van julle moet weet dat hy met sy vrou heilig en eerbaar moet saamlewe. Julle moenie deur hartstog en begeertes gedrywe word, soos die heidene wat vir God nie ken nie. Ook mag niemand om in hierdie verband te buite gaan en sy broer bedrieg nie, want die Here Jesus straf al sulke dinge. So het ons julle trouens al vroeër gewaarsku. Ons het julle nadruklik hierop gewys. God het ons nie geroep om onsedelik te lewe nie, maar om heilig te lewe. Wie hierdie voorskrifte verwerp dus nie maar net 'n mens nie. Hy verwerp God, wat ook sy Heilige Gees aan julle gegee het. Oor broederliefde hoef ons nie aan julle te skrywe nie, want julle is self deur God geleer om mekaar lief te hê, en dit doen julle ook dan teenoor al die broers in die hele Macedonië. Ons versoek julle egter dringend, broers, lê julle nog meer daarop toe. Is gemiddeld wees vir jou goed genoeg? Gemiddeld in die sin van die Engelse woord, die Engelse onvertaalbare woord mediocre. Want hy sê so lekker. Lekkerder as gemiddeld. Is dit reg om maar mediocre te wees? Ons weet mos hoe gaan dit met baie mense. Op skool, as hy weet hy het 50% nodig om wiskunde deur te kom, dan sorg hy dat hy 50% kry. Hoekom sal hy ekstra moeite doen? Dan is hy mos deur. Of hy regtig beter kan doen, eintlik 70 of 80 behoort te kry, is nie vir hom belangrik nie. Dis dood eenvoudig te veel werk en te veel moeite om dit te doen. Of op die atletiekbaan. Hy sal deelneem aan die 1500 meter, maar hy gaan hom nou regtig nie uitsit daarvoor nie. As hy daarom nie heel laaste kom nie, is dit goed. Of hy eintlik die vermoë het om eerste te kom en vir sy skool eer te bring, is nie vir hom belangrik. Is daar net te veel moeite om in die wintermaande al te begin oefen vir die atletiekseisoen. Dis baie harde werk. En hy is in elk geval nie lus om soos 'n besetene om die baan te hardloop nie. Of met die musiek. Sy kom daarom so deur haar stukkies. Nadat sy 'n klomp kere vasgehaak het en oor moes begin. Dit klink nou nie juis na iets waar iemand sou wou luister nie, maar dit pla nie juis nie. Die feit dat sy dalk 'n ongelooflike talent het, en eintlik
veronderstel is om mense met haar musiek mee te voer na 'n ander wêreld plaar nie. Dit vat eintlik net te veel ure, jare, om te oefen dat 'n mens op daardie punt kom. En as hulle eendag begin werk, vriende, dink maar aan die mense wat saam met julle werk. Hy gaan maar net so aan met wat hy doen. Hy doen niks minder nie, hy doen ook niks meer as wat van hom verwag word nie. Solank hy maar net nie sy werk verloor nie, solank die baas hom nie net inroep en met hom raas nie, gaan hy maar net aan. Hulle kan jy tog nou nie afdank as jy niks minder as die minimum doen nie. En daarom sorg hy dat hy net so min of meer bokant daardie vlak presteer. En so is daar baie mense vir wie gemiddeld wees genoeg is. Dit pla hulle nie in die minste dat hulle eintlik onderpresteer. Want om by daardie punt uit te kom, dat jy werklik optimaal presteer en werklik begin 'n verskil maak, vat baie harde werk en jare se toewyding. En Gwen, ek is seker daar's baie kinders in jou klas van wie jy dit weet, maar hulle is net nie lus nie, hulle doen dit net. Hulle kom net nie daarby uit nie. Nou moet 'n mens natuurlik sê, almal is nie ewe begaafd nie. Party het meer talente as ander, elkeen het sy eie grense en beperkings. Jy kry die slimmetjies in die klas en jy kry die onnoseletjies in die klas en jy kan nou niks daaraan doen nie. Maar dis waaroor dit gaan. Vir baie mense is dit goed genoeg om binne hulle grense en beperkings net eenvoudig gemiddeld te presteer. En dit gaan nie daaroor dat my bes nie noodwendig dieselfde punte gaan bring as iemand anders se bes nie. Dit gaan daaroor dat hulle nie bereid is om binne hulle eie beperkings hulle bes te doen nie. Gemiddeld wees, om mediocre te wees. Pla hulle nie. En dit word later 'n lewensingesteldheid van luiheid en traag my nie agtigheid nie. En nou die punt. So kom dit dan uiteindelik ook dat mense as gelowiges maar tevrede daarmee is om gemiddeld te wees. Dat mense as gelowiges tevrede is om te onderpresteer. En dat hulle dan met dieselfde houding wat hulle in die lewe aanpak, ook hulle geloofslewe aanpak. Nie lus om regtig enige moeite te doen nie. Nie regtig lus om baie hard te werk aan hulle geloof nie. Want dit vat net te veel van hulle. Hulle is bereid om maar so aan te tor. En dan moet 'n mens natuurlik vra, hoe is dit met my? Met watter verhouding, met watter benadering pak ek my lewe as gelowige kind van God aan? Is baie van ons nie baie keer ook maar tevrede om gemiddeld te wees as gelowige nie? Ons teksgedeelte leer dat so ingesteldheid nie vir God aanvaarbaar is nie. Wanneer hy hierdie brief aan die gelowe in Thessalonika skryf, doen hy dit onder andere met die doel om hulle aan te vul met dit wat nog in hulle geloof ontbreek. Hy ken die gemeente. Hy het self daar gewerk toe die gemeente gestig is. Hy sou eintlik self by hulle gewees het, maar hy moes om een of ander rede daar uitvlug, en nou kan hy nie anders as om sy bediening aan die gemeente maar per brief te doen. Jong gemeente waaraan hy skryf, meeste van hulle het maar onlangs tot geloof gekom, baie dinge wat hulle nie goed verstaan nie, en daarom skryf Paulus nou aan hulle om hulle geloof aan te vul en hulle bietjie te versterk. En ons sien dit in die teksgedeelte. Een van die dinge wat die gemeente in Thessalonika nie goed beskryf nie, is dat dit vir die Here onaanvaarbaar is om maar net doeteenvoudig sonder enige toewyding en volharding as gelowiges te presteer. Om maar net, hoe sê die Engelse weer so mooi, to go with the flow. Dis nie vir God goed genoeg. En daarom skryf hy hier in vers 1 vir hulle, en nou het ons nog iets anders om van julle te vra. Julle het van ons geleer hoe God wil hê julle moet lewe, julle doen dit ook. So hulle vaar nie te bad nie, hulle doen dit ook, maar in die naam van die Here Jesus versoek ons julle dringend, lê julle nog meer daarop toe. En dan herhaal hy die oproep in verse 9 en 10.
Oor broederliefde hoef ons nie aan julle te skry nie, want julle is self deur God geleer om mekaar lief te hê. En julle doen dit ook teenoor al die broers in die hele Macedonië. So, hulle vertoon broederliefde. Ons versoek julle egter dringend, lê julle nog meer daarop toe. Met ander woorde, dit is duidelik. Hulle leef nie totaal en al as heidene nie. Hulle leef nie ongehoorsaam noodwendig aan die Here nie. Hulle doen daarom so bietjie van wat God van hulle verwag. En nou wil ek sê, ek dink dit is in 'n mindere mate waar van die aanddiensgangers van 'n gemeente. Maar as ou na die gemeente lidmaatregister kyk, Irene byvoorbeeld, wat hoeveel iets oor die 400 mense het, dan sien jy, dit is dat. Meeste mense lewe nie soos totale heidene nie. Paulus sê, julle doen dit, maar dit is nie goed genoeg nie. Daar is te min toewyding. Daar is te min geloof wat werklik diep gegroei het. Daar is te min voorbeelde van 'n belydenis wat uitloop op geloofsdade wat 'n verskil maak in die koninkryk van God. En nou wil Paulus dit nie hard en kras stel nie, hy wil hulle aanmoedig. Hy wil hulle nie kritiseer nie, hy wil nie, snaaks genoeg, want hy is nogal lief gewees vir vuur en swaal preke van nou die dag, hy wil nie 'n vuur en swaal preek lewer nie, hy wil hulle aanmoedig, maar hulle moet goed verstaan, wat by hulle aan die gang is mediocre. Hulle gemeente wees is mediocre, dis gemiddeld. Binne dit wat die Here in hulle werk, is dit vir hulle moontlik om geweldig meer te doen as wat nou daar gebeur. En ek dink dit is waar van elke gemeente van die Here Jesus. En daarom die oproep. Julle doen wel iets wat die Here julle opdra om te doen, maar dit is nie genoeg nie. Lê julle meer daarop toe om die voorskrifte en die wil van God in julle lewens te laat posvat. Herinner 'n mens nogal aan wat in Hebreërs 5 staan? Hoewel julle teen hierdie tyd self reeds onderrig behoort te gee, het julle weer nodig dat iemand julle in die grondwaarhede van die woord moet onderrig. 'n Mens moet julle met melk voed en nie met vaste kos nie. Iemand wat nog van melk lewe, kan nie saampraat oor wat reg en verkeerd is nie, hy is nog 'n kind. Laat my nogal 'n bietjie dink aan hierdie studente wat so opstande hou en wil sê hoe hulle kurrikulums moet lyk. Vaste kos is vir groot mense, vir mense wat oor insig beskik en wat deur ervaring geoefen is om tussen goed en kwaad te onderskei. Laat ons nie stil staan by die eerste dinge wat aangaande Christus verkondig word nie, maar verder gaan na die volle inhoud van die boodskap. Om maar net daar te wees, om maar net aan te gaan van dag na dag sonder geloofsgroei, sonder verdieping in jou verhouding met God, sonder 'n werklike geestelike rypheid om te onderskei wat is die dinge wat belangrik is en nie, is om met melkkos besig te wees. Om met 'n gemiddelde tot ondergemiddelde geloofslewe besig wees, soos 'n kind in die geloof. En Paulus sê hier, dit mag nie. Daar moet heeltyd by jou groei wees. Daar moet groei wees tot geloofsvolwassenheid in alles wat jy dink en wat jy sê. En natuurlik gaan dit nie oor my geloofsprestasies wat my in die hemel inkry nie. Dit kan nie, net een kan. En hy het dit reeds gedoen. Maar dit maak dat ek nie net kan agteroor sit nie. Want traak my nieagtigheid in my geloof beteken dat ek die verlossingswerk van Jesus goedkoop maak. En dit mag nooit gebeur nie. En daarom die oproep dat ons lewe al meer ons dankbaarheid teenoor die Here moet wys, juis ook in geloofsgroei en volgehoue toewyding wat daar by ons moet wees. Hoe sterk die oproep is, sien ons in Paulus se versekering in Tessalonisense dat hy die goed nie self uitgedink het nie. Dit is nou maar net Paulus wat die ouens 'n bietjie wil aanmoedig nie. Hy sê in die eerste vers, julle het van ons geleer hoe God wil hê julle moet lewe. Hy sê dis vir hulle, dis God wat agter die oproep sit. En in die tweede vers, julle ken die voorskrifte wat ons op gesag van die Here Jesus aan julle oorgedra het. Weereens wil hy sê, dis nie maar net ek wat sê, kom 'n bietjie aan die gang nie. En daarom is die oproep so ernstig in die eerste vers, in die naam van die Here versoek ons julle dringend, lê julle nog
meer daarop toe. En elke keer wat daar so 'n oproep in die Bybel kom, broers en susters, dan kom die vraag na my toe ook en na jou toe. Met watter benadering pak ek my lewe aan as gelowige in die kerk? Watter deel van die liggaam van Christus jy ook al is? Op watter vlak die Here Jesus jou ook gebruik? Vir my as predikant, of vir julle as ouderlinge of diakens, of musiekleier, of oralis, of kleingroepleier, of wat ook al anders. Iemand wat by die werk of by die skool 'n belangrike taak het om die woord uit te dra, of as ouer, of as lewensmaat. Oral en altyd bly die vraag, waarna ek myself moet toets. Is ek besig met gemiddeld wees? Met mediocre wees? Dalk selfs ondergemiddeld wees? Of is daar toewyding en daaglikse oefening in die geloof en gedurende gebed sodat daar 'n groei na volwassenheid en uitnemendheid kan wees? En dit wat my taak voor die Here is. Dat ek vir myself kon sê, ek strewe daarna om 'n uitnemende Christen te wees. Teksdeel is baie duidelik. Gemiddeld wees, draak my nie agtig wees, as gelowige is vir God nie aanvaarbaar nie. Want hy sê, dis 'n onvolwasse geloof, wat uiteindelik die onbeskryflike verlossing van Jesus goedkoop maak. En daarom die opdrag, lê jou nog meer daarop toe, om die voorskrifte van die Here Jesus na te kom. As jy dit doen, baie goed, lê jou nog meer daarop toe. Oefen jou daarin. Doen as gelowige die beste wat jy kan, binne jou omstandighede en jou beperkinge. Want dan is jy 'n ware navolger van ons Here Jesus, dan loof en dank jy hom vir jou verlossing op die beste manier moontlik, dan begin jou lewe betekenis kry, omdat jy al hoe meer bruikbaar word in die koninkryk. En dan begin jy om loof en dien en eer met jou hele wese, en jy begin so al hoe meer beleef hoe jou lewe vol raak van sy heilige teenwoordigheid. Amen. Here onse God, ons kan ook maar bely dat die lewe ons so vasvang. Eintlik so van ons dwing om te probeer uitnemend wees by die werk en op allerlei terreine. Dat dit maklik is om maar net saam te ry in die bootjie van geloof. Maar ons bid Heilige Gees dat U dit wat by elkeen van ons individueel aangaan sal uitlig en dat U ons sal motiveer om werklik uitnemend te wees as lidmate van ons gemeente, as ledemate van die liggaam van Christus, sodat U naam daardeur verheerlik sal word. Dit bid ons in Jesus se naam. Amen.